1930, wat een van die belangrikste gebeure in die Afrikaner geskiedenis plaasgevind. Einste dag wat 'n groepie mans van 464 lede teenoor 'n mag van 16.000 Zulus te staan gekom het. 464 man teenoor 16.000 Zulu magdom. Dink jy vermoere enigsins dit is 'n battle wat gewen kon word? Met dit wat hulle in daardie tyd tot hulle beskikking gehad het, kind van die Here, wil ek vanmôre vir jou vra, dink jy hulle het die moontlikheid gehad om daardie battle te wen? Burger, hulle het nie die machine guns gehad wat jy op jou game het nie. Nee. Hulle moes maar elke keer oorlaai. So dis definitief nie 'n battle wat net gewen kon word nie. Maar tog oorwin 464 man, 16.000 Zulus. Menslik gesproke onmoontlik. Wat het hierdie onmoontlikheid 'n moontlikheid gemaak? Wat het hierdie onmoontlikheid 'n moontlikheid gemaak? There is only one reason. Glo jy vermoere dat hy is die hoorder van gebed? Glo jy vermoere dat hy luister wanneer ek en jy praat? Dawid roep uit in Psalm 65 vers 3, luister mooi, o hoorder van die gebed, tot u met alle vlees kom. O hoorder van die gebed, tot u met alle vlees kom, wat vermoere aan jou en aan my bevestig, dat die God wat ek en jy aanbid, is die hoorder van gebed. Psalm 17 sê hy, ek roep u aan, want u verhoor my, o God, neig u oor tot my, luister na my woord. Psalm 50:15, hoor hierdie woorde, of God self aan die woord, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Hoor wat sê vers 14 van Psalm 50, offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Wat is hierdie dag? Is geloftedag. Is dit so? Offer dank aan God en betaal jou gelofte aan die Allerhoogste. En dan sê hy, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. En ek dink as ek en jy vermoere die vrymoedigheid aan die dag lê om net so 'n bietjie terug te kyk op ons lewe, van die dag wat ek met hom ontmoet het, van die dag wat hy my aangeraak het, van die dag wat ek my hart en my lewe vir hom gegee het, as jy vermoere eerlik met jouself wil wees, en jy doen so 'n bietjie introspeksie, en jy kyk so 'n bietjie terug, dan sal jy vermoere saam met my kan verklaar, en jy sal vermoere saam met my kan stem, dat God is 'n toevlug en 'n sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Want hy is vermoere die God wat altyd deurkom. Hy is vermoere die God wat altyd deurkom. Hy is vermoere die God wat altyd deurkom. Dalk nie op jou tyd nie, dalk nie op my tyd nie, maar hy is die God wat altyd deurkom. Nou mag jy dalk vermoere redeneer, nou wat het dit met hierdie dag te doen? Hierdie besonderse dag wat jy verklaar het, wat het dit wat jy so pas met my gedeel het uit God se woord, Jakob, wat het dit met hierdie dag te doen? Eintlik alles. Luister mooi. Die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring. Dat ons hierdie dag en datum elke jaar as 'n dankdag
soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring. Ek wil vanmôre vir u wat hier sit sê, dankie vir jou gehoorsaamheid aan hierdie gelofte wat ons voorvaders aan hom gedoen het. En ons gaan nou praat oor my probleem rondom hierdie gelofte. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning wat hy aan ons gegee het. 464 verses 16,000. En hier vra ek jou vanmôre, bevestig hierdie gelofte vanmôre. Psalm 46:2 aan my en aan jou. God is vir ons 'n toevlug. God is vir ons 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef, want hy het dit bevestig op die 16de Desember in 1838 toe daar oorwinning was vir sy volk. Hallo. Bevestig dit vandag dat hy luister as ons praat. Bevestig dit vandag dat hy hoor wanneer ons roep. Ja, 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 dit doen. Die geskiedenis leer, op die voorafgaande paar dae, my ma het vanmôre in die kar gelees, van die 9de tot die 15de, die voorafgaande paar dae het die voortrekkers daagliks 'n gelofte afgelê. So hoe lê jy 'n gelofte af? Deur net te lees of te spreek? Ek wonder hoe dit geklink toe hulle dit saam basyn het. Hierdie gelofte. Hy sê die voorafgaande paar dae het die voortrekkers daagliks 'n gelofte afgelê dat indien God hulle sou help, hulle en hulle nageslag daardie dag soos 'n Sabbat sal herdenk en die eer van die oorwinning aan God sal gee. Daarom herdenk ons vanmôre hierdie dag. Daarom is dit vanmôre 'n besonderse dag, want hierdie besonderse dag kom spreek in werklikheid vanmôre met my en met jou rondom die feit dat dit maak nie saak van die omstandighede nie, dit maak nie saak van die situasie nie, dit maak nie saak waardeur jy gaan nie, dit maak nie saak wat jy beleef nie, oorwinning is in God se hand vir jou. Oorwinning is in God se hand vir jou. En kom ek stel dit net gou-gou. Wag, hier's ek nou. Hier's my probleem. In hierdie gelofte het ons voorouers verklaar dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Ek wil vanmôre vir jou vra, hoeveel van die opkomende geslag besef wat het gebeur op die 16de Desember 1838. Dit word nie meer in skole geleer nie. En hoeveel van ons ouers deel dit nog met ons kinders? En ek het dit hierdie week getoets, want ek was in die diepkant ingegooi om vanmôre te bedien. En ek het vir God gesê, as die geleentheid kom, sê ek nie. Maar in die week vra ek vir my kinders, wat se dag herdenk ons? Waaroor gaan dit? Hulle kan eerlik wees, hulle het nie geantwoord nie. En dit het my forceer om weer te gaan kyk, want ek het ook so 'n bietjie vergeet. Want jy sien, dit was mos gelofte dag en toe is dit Dingansdag en nou is dit versoeningsdag. En nou al wat ons wil doen is ons wil net soek. Hoeveel van vandag se opkomende geslag besef waaroor hierdie dag werklik gaan? En laat ek dit net vanmôre in die regte lig stel. Hierdie dag gaan nie vanmôre oor black and white. Dit gaan nie vanmôre oor swart teenoor wit of wit teenoor swart nie. Nee, hierdie dag moet jy hoor vanmôre, kind van die Here, gaan oor die feit dat God vir sy kinders deurkom wanneer hulle dit nodig het. Wanneer hulle dit nodig het. Ons herdenk dit vandag, want God is getrou. Ons herdenk dit, want in hom en met hom is daar oorwinning. Ons deel dit as nagedagtenis,
sodat die opkomende geslagte kan weet, God leef, God regeer, God is in beheer en die eer kom hom toe vir die oorwinnings in my lewe. Dis waarvan hierdie dag in werklikheid spreek tot jou en my vermoë. Die feit dat as ek roep, dan hoor hy. Die feit dat as ek vra, dan antwoord hy. So gelofte praat vanmôre met my en met jou oor 'n plegtige belofte wat oor my en jou lippe kom teenoor God. Dit is waarvan gelofte spreek. Hoor jy wat ek sê? Dit wat oor my en jou lippe kom, veral teenoor God. Hoekom sê ek dit vanmôre vir jou? Hoor wat sê Prediker 5, onder die opskrif van lewenswysheid. Wees nie hastig met jou mond nie. Laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God. Want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. Vers 3, as jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal. Lewenswysheid. Lewenswysheid, want daar is geen welgevalle en dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Pastoor, bid vir my dat ek hierdie werk kry. Ek beloof ek gaan my 10de gee. Numeri 30:2 sê, as iemand aan die Here 'n gelofte doen of 'n eed sweer waardeur hy homself verbind om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie. Hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgaan. Luister jy mooi, Deuteronomium 23:21-23. As jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Hoor hierdie hartseer een, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis en dit sal sonde in jou word. Dit sal sonde in jou word. Omdat jy 'n gelofte gemaak het en dit nie betaal nie. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. Hoeveel geloftes het jy al aan hom gemaak? Hoeveel geloftes het jy al betaal? Here, as u dit vir my doen, dan sal ek dit vir u doen. Here, as u my deur hierdie ding bring, Here, dan sal ek. Here, as u vir my voorsien, dan sal ek dit en dit en dit vir u doen. Hoeveel van hierdie uitlatings het al oor die lippe van jou mond gerol? I have a few. Het ek hulle al betaal? Nee, maar God praat vanmôre met my. Betaal jou geloftes. Jy het sopas gehoor wat die woord rondom dit sê. Hoor wat sê Psalm 66. Ek sal met brandoffers in die huis ingaan. Ek sal u my geloftes betaal, wat my lip geuit het en my mond uitgespreek het toe ek benoud was. Was hier 464 manne wat benoud was? Here, as u vir ons deurbring, dan sal ons u die eer gee vir hierdie oorwinning. Hoeveel keer in jou benoudheid het jy al uitlatings gemaak teenoor hom? Met 'n belofte daaraan gekoppel. Dit is tyd dat ons geloftes betaal. Dit is tyd dat ons verantwoordelikheid nakom. Tyd dat ons die opkomende geslag sal herinner aan dit waartoe God in staat is, wat op hierdie dag aan die mensdom bevestig is. Ek haas my. Wat van jou gelofte? Here, ek sal my kinders opvoed in die vrese van die Here. Vir die van julle wat nog kinders in die huis het. Ons het hulle mos ingeseën.
Ons vra die pastore, ek erken en ek bely, ek sal hierdie kind in die vrese van die Here grootmaak. Wat van daardie gelofte? Doen jy dit nog? En as jou kinders uit die huis uit is, stel jy nog die voorbeeld van hoe dit moet lyk om God te dien en God te aanbid? Wat van hierdie een? Wat van jou gelofte voor God en mense waar jy verklaar het? Here, ek sal hom en haar lief hê, totdat die dood ons skei, tussen goed en sleg, tussen siekte en gesondheid. Betaal jy nog daardie gelofte? Want die dag toe jy daardie gelofte gemaak het voor God en mense as getuienis, het jy in werklikheid gesê, Here, ek sal seker maak dat my huwelik 'n refleksie is van wat die woord my leer rondom die huwelik in Efesiërs. Leef jy dit uit? Betaal jy nog daardie gelofte? Doen jy wat jy uit jou mond gespreek het, want dis niemand anders wat dit gesê het nie. Toe ek voor God as getuie staan en voor die paar mensies wat daar was, het ek gesê, tot die dood ons skei. In goed of sleg. Ek sluit. Ek wil met jou een gelofte deel uit sy woord. Die Nasiriërs gelofte. Die gelofte gevind in Numeri 6 vers 2 wat sê, as 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aflê, het jy dit mooi gehoor, as 'n man of 'n vrou, daar's nie onderskeid nie, as 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aflê, die gelofte van 'n Nasiriër om hom aan die Here te wy. Ek wil jou vanmôre los met hierdie Nasiriërs gelofte, 'n gelofte wat praat vanmôre met my en met jou van toewyding aan God. Hoor mooi, Nasiriër praat van 'n afgesonderde. Hoor jy dit? Afgesonderde, 'n spesiale gelofte in die Ou Testament, waardeur 'n man of 'n vrou hulle self op 'n besondere manier aan God toegewy het. Gewoonlik vir 'n bepaalde tydperk, om hulle ywer en hulle liefde aan die Here te toon. Klink vir my na 'n nice gelofte. Afsondering, om my ywer en my liefde aan hom te toon. Hierdie gelofte was 'n ernstige saak en het 'n tydperk van absolute toewyding en heiligheid vir die Here behels. Gewone mense kon hierdie gelofte aflê. Hoor jy dit? Gewone mense, as jy 'n gewone mens, kon hierdie gelofte aflê en in sommige gevalle kon dit tot 'n permanente, lewenslange verbintenis lei, soos in die geval van Samson en Samuel. Soos in die geval van Samson en Samuel. Ek wil jou vandag vra, as jy 'n gelofte aan hom wil maak, as jy 'n gelofte aan hom wil maak, maak dan hierdie gelofte. Die gelofte van toewyding aan hom, sodat jy aan hom jou ywer en jou liefde kan toon. Afgesonder vir hom en hom alleen, om te leef en te demonstreer waarvoor hy jou geroep en gekies het. Hoor jy wat ek sê? 'n Toewyding aan hom, sodat jy kan demonstreer waarvoor hy jou gekies het en waarvoor hy jou geroep het, sodat die eer en die heerlikheid hom sal toekom as die God wat leef. Want dit is hierdie gelofte wat eer aan sy naam sal bring. 1 Petrus 2 vers 9 sê die volgende: Julle, myself ingesluit, julle is 'n uitverkore geslag, afgesonder, uitgekies, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle geroep het uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, it's us. Maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Hierdie gelofte van die Nasiriër teenoor hom is die gelofte wat jou gaan dryf om jou lewe onvoorwaardelik aan hom toe te wy, sodat sy gees in en deur jou kan werk, sodat ek en jy kan leef en kan beweeg
soos wat hy in sy woord van jou en van my is. Ten slotte, praat hierdie gelofte vanmôre van beskerming, van redding uit die hand van die vyand. En ek wil jou vra dat jy net bietjie in hierdie dag nie terug sal verlang na die vleispotte van Egipte, maar dat jy so bietjie in hierdie dag net bietjie weer eens sal dankie sê vir elke moeilike tyd waaruit jy jou gered het. Vir elke moeilike situasie waardeur hy jou gedra het. Want vanmôre praat hierdie dag met my en met jou van 'n God wat leef en 'n God wat regeer en 'n God wat my en jou die oorwinning gee.